Hallo my vriend, net 'n kortetjie. Sit so onder die dak tussen die plante, dit reën, die hoenders by die voete en die hond is so lekker. Net 'n kortetjie. Deuteronomium 27 vers 6 sê 26: Daar is 'n vloek op elkeen wat nie hierdie wet onderhou en nie daarvolgens lewe nie. 'n Vloek in Engels 'n curse, daar's 'n vloek, sê die Bybel. Die Jode, Israel het 'n wet ontvang van God. Uit die hemel uit, enige iets wat ons ontvang het in die hand, van hand tot hand, van God is die wet. En die volk het 'n wet ontvang van God. En die wet begin, ek is die Here jou God, dis die eerste gebod. En dan staan daar aan die einde van die wet, daar rus 'n vloek op elkeen wat nie hierdie wet onderhou nie, en nie daarvolgens lewe nie. Is nie niks nie hoor. Op hierdie wet is 'n vloek, is 'n curse, as jy nie die wet hou nie. En ons weet, die volk met die Here, die wonderlike groote Here wat tussen almal op hierdie aarde vir hulle die kans gegee het, gesê, ek is julle God deur Abraham, julle is my volk, en met die wet in die hand, en dan is hierdie woord die waarskuwing aan die volk. Daar rus 'n vloek op elkeen wat nie volgens hierdie wet lewe nie. Daar is 'n vloek. So dit is nie sommer net vir lekker wet nie, daar is 'n vloek op hierdie wet, in Engels 'n curse. Nou, baie jare daarna, nadat die volk dit nou nie reg gekry het nie, en verwoes is, baie jare daarna, kom nog 'n Jood, nie Moses die keer nie, maar Paulus. En Paulus gebruik hierdie selfde teks uit Deuteronomium 27 vers 26, daar is 'n vloek op elkeen wat hierdie wet nie hou nie. Hy gebruik presies hy selfde teks, en hy skryf vir 'n gemeente, die gemeente in Galasiërs, en hy sê vir hulle, Galasiërs 2 vers 15, ons is Jode van geboorte, en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. So Moses sê, die wet, daar is 'n vloek op elkeen wat dit nie hou nie. En dan sê Paulus, daar is 'n vloek op elkeen wat dit hou, want jy kan dit nie hou nie. So, hoe nou? En dan sê Paulus, Jesus. En dis die groot verskil. Die volk met alles het dit nie gemaak nie. En daar's 'n vloek op hulle. En dan sê wonderlike Paulus, wat 'n Jood is, en hy sê, hoe nou? Dan sê, het jy nie gehoor van Jesus nie? Nou in die gemeente van Galasiërs was daar die nuwe bekeerlinge, uit die Jode en ook uit die Grieke en heidene uit, en hulle het in Jesus geglo. En wat nou gebeur het, vir die Jode was die Christene nie Joods genoeg nie. En hulle het leraars gestuur, valse leraars, om die nuwe Christene te sê, okay, julle kan Christus, Jesus alles, maar hou nie wet. Hou die wet ook. En dis juist dit, jy kan nie altyd doen nie. Dis Jesus alleen. En dis 'n groot wending in die geskiedenis op hierdie aarde. Vir Jode en ook ander mense, om te sê, die wet, maar as dit van die wet afhang het, nee, die Jode kon dit hou nie, wie is jy om dit te probeer hou? Maar Jesus het die wet onderhou. Die Jesus sê vir elkeen vandag wat wil inkom na hom, hy sê, ek spreek jou aan, ek spreek jou vry, ek sê vir jou, jy's vry, ek verklaar vir jou regverdig, nie oor jy die wet gehou het nie, want daar was jy vervloek. Ek spreek jou aan, ek spreek jou vry, ek sê nou vir jou, jy kan heen gaan, huis toe gaan in vrede, omdat jy in Jesus Christus glo. Daar is die hele omwenteling in die geskiedenis. Moses se siening van die wet wat toe nie gewerk het nie, en Paulus wat sê, die wet, maar Jesus. Nou baie interessant, toe ek groot geword, ons het baie goeie huishulp gehad, Marie, en my ouers het gesê, sy gaan reguit hemel toe. Daai ding van reguit hemel toe, op grond van wat? As jy die wet wil hou, moet jy hom hou, want as jy die wet wil hou, is jy vervloek, want niemand kan die wet hou nie. Maar jy is reguit hemel toe as jy sê, Jesus, want Jesus het die wet gehou. Jesus maak jou goed. En nou kom Galasiërs, en jy weet later in Galasiërs, dieselfde Galasiërs wat sê,
Ons weet dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie. Dieselfde Galasiërs, die boek praat ook dan die vrug van die Gees. So as jy sê Jesus en die Gees kom in jou lewe, dan werk die Gees so kragtig in jou lewe dat jy goed word. Want die vrug van die Gees is onder andere goedhartigheid, goedheid. Die Gees maak jou goed. So die Gees maak jou goed. En dan gaan jy hemel toe. So dit is die hele draai. Die wet kan jy nie goed maak, jy is nie goed genoeg nie. Dis net die goeie Here alleen wat goed genoeg is om jou te red. En hy gee vir jou die Gees sodat jy goed kan word. Goedhartig, die vrug van die Gees. En moet jou nie, sê Paulus vir die gemeente, weer laat aflei nie. Dis nie goed genoeg om te sê, ek hou daarom redelik omtrent al die gebooie nie. Dit sal nie werk nie. Want Jakobus sê, wie aan een wet oortree, is skuldig teen opsigte van al die gebooie, Jakobus 2. So kom ons sê liewer, kom ons wees eerlik, kom ons sê, weet jy wat? My basiese standpunt is, ek kan geen wet onderhou nie. Kom ons sê, ek oortree elke liewe wet, elke liewe dag. Ek gee dit op, ek is nie goed nie, maar Jesus is goed. En hy sê vir jou, in my naam gaan huis toe in vrede, as jy glo. Die Here maak jou goed. Moet jy nie weer laat verlei deur, hulle noem dit wettiesheid, legalisme. Jy kan nie goed genoeg wees deur die wette te probeer hou, en die vir wat jy nie kan hou nie, daar kompenseer Jesus. Kom ek sê, ek hou niks, maar Jesus het almal gehou. En as jy glo in Jesus, is jy vry gespreek. Nie vry gespreek om te doen wat jy wil nie. Ons is nie so vry nie. Ons is vry om die ware lewe deur die Gees te gaan soek en vra, Heilige Gees, hoe moet ek nou vorentoe lewe? Nie om my te red nie, maar omdat U my gered het, wil ek graag vir U lewe. Moet jy nie nou verlei deur wettiesheid nie, ook die vryheid nie, jy kan ook nie doen wat jy wil nie, maar vat jou lewe vorentoe, lees jou Bybel, bid deur die Gees, en die Gees sal vir jou 'n goeie hart gee. Amen. Mooi dag.